Here, dankie vir lewe, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir genade, dankie vir vrede, dankie vir liefde, dankie vir maas. Dankie vir u teenwoordigheid wat ons weet ons krag gee om mens te wees met al die uitdagings in ons lewens. Here, en ek weet vanoggend, almal wat hier is almal in 'n ander hoofstuk van hulle lewens. Party van ons is bly, party van ons is hartseer, party van ons rou, party van ons vier fees. Waar ons ook al mag wees, Here, gee vir ons wat ons kom soek het vanoggend, want ons het opgestaan en aangetrek met 'n verwagting. Die verwagting dat u weer iets kan sê, ons kan aanraak, om ons te help om net weer vandag verder te leef. Here, ons weet ook dat u woord kragtig is. Al is dit woorde wat uit 'n baie ou tyd uitkom, het dit krag om ons lewens aan te raak. Doen dit ook, maar ons bely ook, Here, dat prediking is maar mense woorde, maar dat met u krag dit ook u woord kan wees. Wees nou naby in hierdie paar oomblikke waar ons die wêreld net vir 'n oomblik groet en kom lewende water by u soek. Gee dit vir ons soos net u kan. Amen. Gemeente, dit is my voorreg vanoggend om 'n nuwe preekreeks in te lei vir die volgende paar weke wat ons saam is. En eintlik is dit 'n ou preekreeks wat eintlik net vandag aangaan. Ons is al 3 jaar besig met hom, as julle nie daarvan weet nie. Ons het 2 jaar terug besluit om vir die 6 weke na Paasfees, elke jaar vir 'n paar weke of so, 'n paar gedagtes met mekaar te deel oor gebed. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Wat ons praat oor die 3 bewegings wat ons glo in gebed teenwoordig is. Gebed is 'n beweging na binne, gebed is 'n beweging na bo en dan gebed is 'n beweging na buite toe. Ons glo dat daar 3 bewegings is wat eintlik die DNA van gebed opmaak. Dit gebeur eintlik van self dat daar 'n beweging na binne, na bo en na buite is. En alhoewel dit van self gebeur, weet ons ook dat dit soms nodig is om net daaroor met mekaar te praat, dat ons daarvan kan bewus word, want ons kom ook agter dat alhoewel dit 'n natuurlike beweging is, baie van ons baie keer gestol raak in ons gebedslewe. Dat daar baie keer net een beweging is, waar as ons met mekaar hieroor praat, ons mekaar kan uitnooi na al 3 bewegings, sodat gebed eintlik kan begin asemhaal en ons weer kan groei in ons lewe saam met God. So baie vinnig net vanoggend in 'n paar minute, net 'n inleiding oor waar ons die laaste 2 jaar was. Ons het begin en gesê dat gebed in die heel eerste plek 'n beweging na binne is. Dat wanneer ek voor die Here sit, konfronteer hy jou met wie jy is. Dat dit 'n baie belangrike plek is om by uit te kom oor wie's Louis, wie's Isak, wie's Sarel in my verhouding met God. Want God se liefde is vir die wêreld en vir die mensdom, maar God is in die eerste plek lief vir jou. En God vergewe die wêreld, maar God in die eerste plek vergewe vir jou. So wie's die jy in verhouding met God? Ons het lank daar stil gesê, dis 'n ongelooflike belangrike deel in ons verhouding met God. Wie's die ek? En toe het ons julle uitgenooi om gebede te ondersoek, so skuldbelydenis, 'n eie geloofsbelydenis, introspeksie, vergifnis, so 'n bietjie by die ek uit te kom. Wie is ek voor God? In die jaar daarna, laas jaar, het ons toe uitgekom by die tweede beweging van gebed, dat wanneer ek by die ek uitkom, is daar 'n tweede outomaties ding wat gebeur, dit word 'n beweging na bo. As daar 'n ek is daar ook 'n ontmoeting met God. En in daardie tipe gebede gaan dit oor God. Wie is God in die verhouding? Ons het julle uitgenooi na gebede soos lofprysing, danksegging, verering, aanbidding, 'n belangrike moment glo ek wat nodig is in ons lewe saam met God. En dan, in die kwartaal wat nou kom, gaan ons kyk na die derde beweging, die beweging na buite toe. En ek is in my hart oortuig daarvan dat dit die beweging in gebed is waarmee ek en jy ongelooflik sukkel en baie min by uitkom op ons geloofsreis saam met God. En alhoewel ek nie dink dat hierdie 3 momente kronologies op mekaar volg nie, dink ek tog dat hierdie derde beweging, gebedsbeweging na buite toe, dit eintlik is waarmee God besig is in ons gebed. Hoor mooi wat sê ek. Dat in ons gebede die besig is met die besig met God, is eintlik waarmee God besig is. Hy is besig met die derde beweging, 'n beweging na buite toe. En ons vanoggend maar dan net 'n inleiding tot hierdie vorm van gebed. En dan sal ons elke week lekker prakties
julle inlei oor hoe lyk hierdie gebed en hoe kan ek intentioneel meer daar begin leef. Dat God so beweging aan ons kan begin, want hierdie bewegings in gebed is bewegings wat God doen in ons, die mens kan dit nie self doen nie, maar tog is daar iets van ons kant af wat intentioneel gekies moet word en geleef moet word, dat gebed op daardie plek begin asemhaal en begin lewe. So ek het goed gedink vanoggend om te begin, om heel eers maar net vinnige definisie op die tafel neer te sit, oor wat gebed is, wat is gebed, en hoe werk dit, en ek dink nie dit is nodig, dat ek 'n baie lang definisie oor gebed gee nie, want julle beter as ek weet wat gebed is. Mense skryf baie boeke daaroor, maar dit is nie nodig om te lees nie, want gebed is een van die eerste dinge wat jy gedoen het in jou verhouding met God. Jy ken gebed ontsettend goed. Dis een van daardie dinge wat jy gedoen het as kind. In die heel begin is dit so amper half op jou afforceer, maar later word dit vir jou soos asemhaal. Gebed is dan net die bewustheid, dink ek, in die heel eerste dae van jou lewe, dat daar iets anderste is as dit wat hier is. Gebed begin daar. Of dit deur 'n Bybelstorie is, of dit deur die lewe van jou ouers is, of jou ouma of jou oupa, of iets gebeur met jou, of die lewe gebeur met jou, jy word bewus dat daar iets anderste is, 'n God. En dan vir die res van jou lewe groei jou gebedslewe eintlik om dan in koneksie te kom met hierdie God, want dis die tweede belangrike ding van gebed is, ons glo dat daar 'n ander is, maar dat hierdie ander wat ons God noem 'n koneksie met ons soek. Dat daar 'n moontlikheid is om met daardie ander in 'n verhouding te leef, en daarmee saam ook die geloof om te sê dat hierdie ander, wat ons God noem, praat terug. Dat hy partykeer nie iets vir die wêreld sê nie, maar iets vir jou sê. Iets van jou vra. En selfs die krag het om jou lewe op 'n sekere pad te stuur en te beheer. En vir my is dit gebed. Die mens se poging om te probeer uitkom by hierdie koneksie met die ander, met God. En daarom is gebed altyd meer, wil ek hê met julle hoor, is gebed altyd meer as net praat. So as ons oor gebede praat, oor bid praat, is dit nie net woorde nie. Dis lewe, dis die stil sit, maar ook die opstaan, die soek, die lees, die praat, die lewe om te weer in koneksie kom met God. Wat wil God vir my sê? En dan in hierdie soeke sien ons, is daar dan 3 bewegings, 3 vorms van gebed. Die ek-gebed, die God-gebed en dan die gebed na buite toe, waarby ons gaan stil staan in hierdie kwartaal. Die teks waarna ek wil hê om kyk vanoggend as inleiding tot hierdie gedeelte is Deuteronomium 6 op bladsy 196 in die Bybel, sommer aan die heel begin, en ek dink dis een van die belangrikste tekste in die Bybel. Vir ons as gelowiges, ek weet in die gemeente lees ons dit baie, veral waar ek in my lewe ook nou is ook 'n belangrike teks vir my, maar vir die tradisie van gelowig wees, hier is die hart van die Joodse gelowiges, die Joodse Shema, wat ook later die hart van ons geloof geword het. So dis 'n baie ou teks en 'n belangrike teks, en hierdie teks gebeur in 'n tyd in Israel se lewe, wanneer hulle veral op soek is na hoe kan ek in koneksie met God leef, of hoe kan ek met God in koneksie leef, en wat vra God van ons? Deuteronomium 6 vanaf vers 4, een van die oudste tekste, wat selfs in voorbybelse bronne voorkom. Ek wil eintlik sê dat dit miskien een van die eerste woorde is, wat God vir Israel gesê het. Miskien al by Sinai, is dit hoe dit begin het. God sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart, siel en met al jou krag. En hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en moet daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op die pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. En jy moet as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Ek wil dit weer lees. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart, siel en met al jou krag, met alles wat jy is, met alles wat jy het. En hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Die Hebreëse vertaling sê letterlik, jy moet daaroor mediteer, of soos Psalm 1 sê, jy moet dag en nag
daaroor dink. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op die pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Eintlik die hele tyd, dis die teks sê. En dan moet jy dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne en op jou stadspoorte. Net 'n paar gedagtes dan oor hierdie teks. Dit begin met die woord luister. En dis nogal baie ironies dat die eerste woorde van God aan die mens is luister, om te sê dat miskien is die mens se grootste roeping om hierdie aarde is om luister te leef. En die woord luister sê so amper van daar moet by die mens 'n stuk bewustheid kom dat buite hierdie wêreld is daar iets anderste. Dis ons eerste reis. Hoor mooi wat sê ek. Hoor mooi. Ons reis begin by die bewussyn dat daar iets anderste buite hierdie wêreld is as net hierdie. En ons grootste roeping as gelowiges is om luister te leef. En wat hoor ons as ons luister? In die heel eerste plek, jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Hierdie verhouding begin by liefde. Daar's 'n opdrag om God lief te hê. En dan daarmee saam, dan sê hierdie teks vir ons, dan is daar 'n teologie, 'n gedagtewêreld, 'n filosofie, 'n mediteer. Die teks sê God is lief vir jou. Dink daaroor, bepeins dit, daar's 'n stuk innerlike werk wat gedoen moet word. Daar's 'n stuk meditasie wat moet gebeur as mense bewus word dat God liefde is. Gaan dink daaroor, bepeins dit, maak dit deel van jou binnewêreld, maar maak dit ook deel van jou kinders se binnewêreld. Dit moet deel van hulle gedagtewêreld word. 'n Stuk teologie wat beoefen word. En nou hier kom die mooi deel van hierdie teks vir my in. Dan is daar ook 'n uitleef van die innerwêreld en die innerwerk wat gedoen moet word. En hierdie teks gebruik nou 'n metafoor. Hy sê, maak die goed wat hier binnekant gebeur. Dit moet merke op jou hande wees. En nou weet ons hande in die Ou Testament 'n metafoor vir alles wat die mens is. So hier's die eerste plek in die Joodse Shema waar God sê dat geloof is 'n stuk teologie, 'n stuk binnewerk, 'n stuk nadenke, 'n stuk mediteer, maar dis die begin, die uiteinde, die uitvloeisel van teologie en ons verhouding met God is nog altyd die uitvloeisel na die wêreld toe. Dis belangrik vir God dat mense dit besef, dat die innerwerk wat hier gebeur moet uitvloei in my daaglikse werk, in my handewerk. Praat met jou kinders daaroor. Maar die manier hoe jy in die wêreld man is of vrou is of werk, die manier hoe jy goed vat aan die wêreld vat, waar jou vingerafdrukke los, daar moet 'n stuk godsdiens geleef word. Dis die hart van Deuteronomium 6 teks. Dat die innerlike meditasie, die innerlike filosofie, die innerlike ervaring van God se liefde, die innerlike gebede moet uitspoel na die uiterlike toe. Na die lewe waar jy mens is. Hy sê dit op jou hande wys. Hy sê dit op jou voorkop geskryf wees. Hy sê so ongeag dat jy vir jou kinders stories vertel van God, ongeag dat jy vir jou kinders vertel van gebed, as jou kinders in jou oë kyk, moet hulle dit kan sien sonder woorde. Dit wat hier binne gebeur moet amper 'n refleksie word vir as mense van buite af na jou kyk. Die heel eerste teks waar daar iets sê van dat geloof gaan nie net oor dit wat hier binnekant gebeur nie. Dan moet 'n uitspoel en 'n oorspoel wees na die buitekant toe. Hy sê, skryf dit op jou stadspoort, sê, maak dit deel van die geur van jou huis. As iemand in jou huis instap, ons gebruik nou beelde, as iemand in jou huis instap, moet hulle bewus word van 'n stuk goddelikheid voor jy nog daaroor praat. Iemand moet weet wat in jou binnekant aangaan, deur wat in jou buitekant gewys word. Dit klink vrek eenvoudig, maar dis die hart van die Deuteronomium 6 teks. En dit bring ons by die hart van dit waar ons hierdie kwartaal met mekaar gaan praat, die gebed, die beweging na buite toe. En in hierdie gebed na buite toe, word jou lewe die gebed, die oomblik as jy jou oë oopmaak. Hoor mooi wat sê ek.
In hierdie derde beweging van gebed, buite in die gebed waar ek met myself besig is en skuldbelydenis het en geloofsbelydenis het en dan koneksie kom met God en 'n klomp verering en 'n klomp lofprysing het, begin hierdie gebed die oomblik as ek my oë oopmaak. Dis 'n belangrike dimensie van gebed waar ons min met mekaar praat, dat die kragtigste gebed is die gebed wat jy leef tussen jou gebede. Wat ek sommer vanoggend noem, jou lewe. Hier is die kragtigste vorm van gebed, as mense dit reg kry, om hulle gebede te begin leef. Of om hulle gebede te word dit wat hulle bid voor. Dat na die gebed, dat na die amen, dat die krag van die Gees om te word dit waarvoor hulle vra, of om uit daardie diep ervaring van God is liefde en God is naby, om na die amen dan dit te gaan uitleef. Of om het anders te sê net, nee, om te sê dat iemand in hierdie moment van gebed besef, dat dit wat hier gebeur, iets hier moet verander. Dis die derde beweging. Dat ek so in koneksie met God hier kom, en dat hy my bewus maak dat as hier iets gebeur, hier iets moet gebeur. En ek dink in die gebed wat Jesus ons leer bid het al by die Onse Vader, het iets hiervan begin deurskemer, waar Jesus mense iets hiervan leer. Here, vergewe my sondes. Hoor dit die werk tussen jou en God, en die werk tussen jy en God. Here, vergewe dit wat ek aan u gedoen het, en dan sit hy iets by, en help my om hulle te vergewe, wat iets aan my gedoen het. Bring hy daai derde moment by van, daar's 'n stuk werk wat hier moet gebeur, maar daar's ook 'n stuk werk wat tussen my en die wêreld moet gaan gebeur. Daar's 'n stuk gebed wat moet gebeur, die oomblik as ek hier ophou bid en sê amen, as ek hierdie gebedsplek los. Sien, want 'n gebed het woorde, nee. Dit begin gewoonlik vir almal van ons anderste, maar baie dieselfde. Liewe Here, Hemelse Vader, God. En dan is daar versoeke en vra en dankie sê. En dan is daar die amen. En waar ons in die kwartaal met mekaar gaan praat, is dit wat dan gebeur na die amen. So heilige oop spasie. So heilige afwagting van daardie amen tot en met jou volgende gebed. Wat jy leef tussen jou gebede. Dis die hart, dink ek, van gebed wat ons beweeg na buite toe. Die heilige oop spasies wat ons leef nadat ons gebid het. En ek het dit nogal die eerste keer besef so 2 jaar terug in 'n sessie met my geestelike begeleier wat 'n oom van 70 jaar is wat die lewe al geleef het. En ek in my eerste sessies by hom gekom. En ek dink ek het vir hom iets gesê soos, dit gaan goed met my gebedslewe. Ek het net so gefrons en so van gekyk en gesê, vertel my eerder hoe gaan dit met jou lewe, dan sal ek vir jou sê hoe gaan dit met jou gebedslewe. En ek hierdie ding vir die eerste keer besef. Vertel my hoe gaan dit met jou lewe, dan sal ek vir jou sê hoe gaan dit met jou gebedslewe. Vertel my wat gebeur aan die buitekant, as ek vir jou sê wat gebeur aan die binnekant. Aangrypende woorde. Sien, want ons sien nogal in ons moderne era waarin ek en jy leef, dat ons baie maklik mos hierdie splitsing maak in die lewe tussen heilige en gewone, tussen gebed en lewe. Dit gaan goed met my gebedslewe, terwyl daar eintlik net die lewe is. Dis wat Deuteronomium sê. Daar's nie heilige en onheilige plekke, gebedsplekke en nie gebedsplekke nie. Daar's net die lewe. En as die krag van jou gebede nie impak het op daardie lewe waar jy jou voete neersit, waar jy mens is nie, dan verstaan jy nie gebed nie. Jy verstaan nie bepeinsing nie, jy verstaan nie die Shema nie. As daardie heilige oomblikke tussen jou amens nie gevul is met dit waar jy bid nie, dan mis ons dit. Dis wat Deuteronomium sê.
En nou as jy die Ou Testament tekste gaan lees van die voorballingskapgemeenskap en die naballingskapgemeenskap hier rondom Sagaria, Esegiel, daardie klomp profete, is dit presies waar die profete die volk aanvat. Hulle het 'n sinagoge volk geword. 'n Inner world spirituality. Van as dinge hier binnekant reg is, dan maak dit eintlik nie saak wat aan die buitekant gebeur nie. Dan sê die profeet sê, onthou nou die Shema. Luister Israel, jy moet God lief hê, jy moet daaroor dink, maar jy moet dit gaan leef. Daai mooi tekste in Sagaria, Jeremia, Jesaja, almal sê dit. Waar God sê, julle gebede beteken vir my niks. Nie dat God nie van gebede hou nie. Hy sê maar die lewe wat julle leef tussen julle gebede, dit maak nie vir my sin nie. Want my verhouding met God, my verhouding met myself, die koneksie met God met myself, moet my bring by 'n derde beweging. Na buite toe. En ons sukkel so 'n bietjie daarmee. Ons sukkel daarmee. Ons het hierdie splitsing gemaak tussen heilig en onheilig. En eintlik is daar net die lewe. So die punt wat ek dink ons wil maak oor die volgende paar weke, wat ons mekaar wil sê is, ons gaan in die weke wat kom probeer om mekaar uit te nooi om meer intentioneel ingestel te wees op ons lewens as deel van gebed. Hoor mooi. In die weke wat kom wil ons mekaar meer intentioneel bewus maak daarvan dat ons lewens deel is van ons gebed. Wanneer ons gebed praat ons in wese oor ons lewe, oor hoe ons leef. En ons ingestel kan wees om al hoe meer na buite toe, wat hier binnekant gebeur, lewe te gee en kleur te gee. Om mekaar daarin te herinner dat gebed net sin maak as ek dit leef. Dat gebed net sin maak as ek dit leef. So ter inleiding vir oggend vir die weke wat kom, 'n paar gedagtes om aan te dink en hoe dit jou mag raak. En ek dink vir elkeen van ons gaan dit anders te wees en gaan dit op 'n ander vlak raak. So ek het maar 'n paar hipoteses oor hoe dit my lewe raak, dalk op een of ander vlak vir jou. Dink ek uit die teks van Deuteronomium 6 uit en dit wat ons besig is die volgende. Miskien vir oggend in die weke wat kom, is dit net om bewus te wees dat gebed ook die plek is waar God jou bewus maak dat daar 'n wêreld is. Daar's 'n ek en daar's 'n God, maar daar's ook 'n wêreld waar God my roep om mens te wees, om pa te wees, om ma te wees, om ingenieur te wees, om te leef. En dat God partykeer meer oor dit wil sê as oor my alleen tye saam met hom. So miskien is die heel eerste vraag vir oggend, as ons praat oor gebed as 'n beweging na buite toe, is die heel eerste vraag vir jou vir oggend so eenvoudig is dit: hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou verhoudings? Sien wat ek is net bang ons flous mekaar as ons oor gebed praat, dat ons in 'n teologiese debat betrokke raak. Terwyl ons oor die harde realiteit moet praat oor vergeet vir 'n oomblik wat leef in jou hart. Ek glo jou hart is goed en my hart is goed. Hoe lyk jou lewe? En miskien moet jy vir die mense naby aan jou vra, want hulle sal sag met ons werk. Hoe lyk jou lewe? Of ander van ons sal dalk geraak word op 'n ander vlak en ons sal hoor dat die Here vir ons sê, ons sal bewus word dat die Here goed sê soos jou gebede waar jy bid, Here wees met hulle of help hulle. Iewes skielik verander in 'n stuk mobilisering waar God vir jou sê, ek sal hulle help, maar wie sal ek stuur as jy nie gaan nie? Miskien gaan jy in hierdie paar weke bewus word daarvan dat jou gebede waar jy ander mense se seer begin sien, juist die plek is waar God jou begin mobiliseer om te sê, gaan help jy hulle. Miskien is die plek waar jy hoor in hierdie paar weke saam dat eerder as om net vir mekaar te bid, ons deur moeilike tye miskien by mekaar moet gaan koffie drink en mekaar se stories moet inasem. Of miskien
wat met jou sal gebeur is, jy sal agterkom dat mense het nie net my gebede nodig nie, maar ook my lewe. Daar is mense daar buite wat sê, moenie net vir my bid nie, maar kom leef saam met my. Moenie net vir my sê, jy dink aan my, of ons hoop het gaan vinnig beter, of ons bid vir jou nie. Kom leef saam met my. Ek het jou gebede nodig, maar ek het jou nodig. Miskien is hierdie die plek waar jy hoor dat God in jou gebede jou begin verander om te sê, mense het jou lewe nodig, jou gee, jou vashou, jou optel, jou kos maak, jou WhatsApp, jou troos, jou stiek vir 'n fliek, koffie drink. Hoe gaan dit? Eerder as net, ek dink aan jou. Ek bid vir jou. Die beweging kom, 'n aksie. Of miskien vir jou is hierdie nadenk oor gebed se beweging na buite toe, net die plek waar God vir jou oë begin oopmaak vir die ander, want baie van ons is nog nie eens daar nie. Ons sien net die ek. Net die ek. Miskien is dit die kragtigste moment waar God jou oë begin oopmaak om die ander te begin raak sien. Die wêreld. Want in die fluistering van ons almal se gebede is daar hierdie stem van God wat in alle tale weer klink, wie sal ek stuur? Dis die sagte fluistering wat die kerkvaders vir ons sê, na elke mens toe kom. Daar's 'n wêreld, wie sal ek stuur? Soos we by die plek kan kom van obsessiewe, kompulsiewe behepsies met myself. En dan kom 'n diep koneksie met God. Begin daar die fluistering in ons ego. Daar's 'n wêreld, wie sal ek stuur? Miskien is dit net dit. Vir party van ons is net die wakker word om weer te sien dat die lewe gaan nie oor my eie gemak nie. Dis nie net my eie storie nie. My gebede en my koneksie met God gaan nie net oor my eie ek nie. Maar God doen iets hier en ek word wakker en ek word bewus daarvan dat God my roep om langs mense te loop, uit my eie bubbel uit, ongemaklik, partykeer seer. En is goed so. Vir party van ons is die bewuswording net dat dis nie net God wat mense moet vergewe nie, maar ek ook. Maar ek ook. En daar is ook mense wat my moet vergewe. En ek het ook seer gemaak en 'n slegte impak op hierdie wêreld gehad. Miskien net die nadenk oor wat is my impak op hierdie wêreld tot nou. Dis miskien vir party van ons die besef dat dit nie net God is wat moet lief hê nie. En net God wat moet vashou en moet ophelp en moet troos nie, maar ek ook. Vir party van ons is dit miskien die bewuswording van, miskien het ek nou lank genoeg oor hierdie saak gebid. Nou moet ek iets doen. Ek bid al hoe lank oor hierdie saak, wat my huwelik is, of dit 'n stuk afhanklikheid is, of dit 'n stuk gevangene is, 'n stuk persoonlikheids, ek sukkel om Afrikaanse woorde te kry, staknis, vasgevangheid. Dalk het jy nou lank genoeg daaroor gebid. Dalk moet jy nou iets begin doen daaraan. Die bewustheid dat God my beweeg. Iemand gaan praat, iemand bel. Of dalk net word jy in hierdie paar weke gekonfronteer, weer 'n keer, met die keuse van disippelskap. En ek dink dis wat gaan gebeur met meeste van ons. Dat ons met die bewustheid van hierdie beweging wat God met mense doen, na beweging na buite toe, ons weer konfronteer met die diepste keuse, volg my. Om te loop en te leef soos Jesus en te bid soos Jesus. Sien, en Jesus was 'n man van gebed. Al drie bewegings by hom was teenwoordig. Die beweging na binne toe, die beweging na God toe, maar veral die derde beweging na die wêreld toe. Wat bewus geword het dat God hom roep om hierdie koneksie wat hy gehad uit te leef na buite toe. En sy disippels uit te, en sy loop waar ek geloop het. Ons loop na die sinagoges toe, na die stil plekke toe, na die afsonderingsplekke toe, na die berge van ontmoetings toe, maar veral dan terug na die wêreld toe.
Want Jesus was diep bewus van 'n wêreld van mense wat soek na God. En hy nooi die kerk, wat ver oggend ek en jy is, om saam met hom te loop. Ek sluit af. Ek dink vir 'n begin, dink hieroor. Gaan dink daaroor hierdie week. Gebed maak net sin as dit geleef word. En jou lewe is die diepste vorm van gebed. Jou lewe. Dis 'n baie mooi teks in Openbaring 4, Openbaring 5, waar die skrywer in Openbaring sê die gebede van die gelowiges is soos wierook vir God. En dan verwys hy nie na woorde nie, hy verwys na die lewens wat die gelowiges op daai stadium geleef het om te volhard in die geloof en nie in te gee nie. So daardie woorde verwys nie na die woorde wat hulle gebid het, maar die lewens wat gelowiges geleef het. So selfs in Openbaring word die lewens van gelowiges na verwys as gebed. Jou lewe is 'n gebed. Dit wat jy doen tussen jou amens. Gebed maak net sin as dit geleef word. Jou gebedslewe en hoe goed dit gaan, word nie gemeet aan hoeveel ure jy bid, hoeveel tyd jy in jou alleen wees met God spandeer nie. Dit lyk vir my aan die hand van Deuteronomium 6 en die storie van Jesus. Jou gebedslewe word gemeet aan hoe jy lyk en hoe jy leef tussen jou amens. Dis my gebed vir ons. Mag God ons oë oopmaak vir die splitsings en die gapings wat daar is tussen ons gebede en hoe ons regtig leef. Mag God ons oë oopmaak vir die gapings en die splitsings wat daar is tussen ons lofprysings, ons skuldbelydenis, ons vererings, ons dankbaarheid en dit wie ons is, wie plekke waar ons leef. Amen. Here, wees ons genadig in u groot liefde. Maar seën ons ook met insig en wysheid om die dieptes van hierdie wysheid te verstaan, maar ook te voel in ons eie lywe. Bring ons in beweging na 'n wêreld toe wat soek na u, na liefde, na opregtheid. Help ons om hierdie week eerlik na ons eie lewens te kyk en te sien waar die groot breuk tussen wat ons bid en wat ons is. En wees ons genadig om dit kleiner te maak. Dat ons so in u teenwoordigheid mag leef as u kinders. Ons bid vanoggend vir Rustenburg. Ons bid vir harde harte. Ons bid vir geweld. Ons bid dat u lig hier mag skyn, maar veral deur ons. Help ons in hierdie tye van onsekerheid om nie moedeloos te word nie. Om nie te bly vashou, te bly glo dat u ons nie sal los nie. Ons bid vir ons land na verkiesing. Here, ons weet ook dat u deur mense regeer en daarom bid ons vir die mense in wie u wil regeer. Maar ons begin by onsself. Help ons om koninkryk te leef waar ons is. Dan bid ons vanoggend vir ons ma's. Ons sê vir die dankie Here dat as daar lewe is vandag, dat hulle nog hier is. Seën dit. Here, ons bid ook vir verhoudings wat seer is. Ons weet op Moedersdag veral ook word gesinne gekonfronteer met seer en verwerping en baie stories uit die verlede. Ons bid vir genesing. En dan bid ons vir ouers wat reeds dood is, waar daar 'n gemis is.
hoe ook vir ma's wat kinders mis wat dood is. Help met die seer wat ook op hierdie dag 'n groot realiteit is. Hou ons almal net vas. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.